Goed, ons gaan kyk na die boek Sagaria, en ek het vir julle gesê, ek het nie geweet of ek vandag nog 'n laaste keer daarna gaan kyk nie, maar ons gaan 'n laaste keer kyk na Sagaria 9 vandag. Die boek Sagaria gaan oor die profeseë van Sagaria, en sy woord was hoofsaaklik gewees vir die kerk om te ontwaak, vir die kerk om te herleef, vir die kerk om aan te gaan met die herbou van die tempel, klaar te maak met die herbou van die tempel. En ons gaan vandag kyk na Sagaria 9. Nou, ek het vir julle net gesê, dis Palmsondag vandag, op die tradisionele kerkkalender, 'n week voor Paasfees. Palmsondag, die triomferende intog van Jesus saam met sy disippels in Jerusalem. Jesus op die rug van 'n donkie, onder die toejuiging van die mense. Hosanna, Hosanna, in die hoogste hemele. Nou, Hosanna beteken red ons. Red ons. Die volk was opgewonde, want hulle het gesien die Messias is op pad in Jerusalem, en ons gaan net nou 'n bietjie meer daaroor praat. 'n Profetiese, hierdie teks was 'n profetiese teks wat aangehaal word in Matteus en Johannes. Dit wat hier in Sagaria staan, word aangehaal in Matteus en Johannes. En dis hoekom ons vanoggend gaan kyk na Sagaria 9. Dit was voorbereiding gewees vir die koms van die koning. En toe kom die koning. En alles wat Sagaria van gepraat het skielik waar geword. En word nog 'n groter realiteit met die wederkoms van Jesus Christus, wanneer hy eendag weer kom. So dis hierdie ongelooflike profetiese realiteit gewees, wat besig is om waar te word. En dis wat met hierdie profete gebeur het, nê. Hulle profeteer in hulle konteks. Sagaria profeteer hier in sy konteks, en die Here het werk vir hulle gehad. Hy wou hê hulle moes die tempel herbou. Maar wat hulle toe nog nie geweet het nie, is dat daar 'n man sal kom wat die tempel sal wees, en wat die mens sal herskep om 'n tempel te wees. Sagaria sien net dit wat hy hier voor hom sien. Hy sien al hierdie, onthou julle al hierdie prentjies en beelde en visioene wat hy gesien het. Hy sien net wat hy voor hom sien, en hy's getrou daarmee. Hy hoef nie bekommerd te wees oor wat in die toekoms gaan gebeur nie, want die Here sal sorg daarvoor. Hy's net getrou aan dit wat hy moet doen, en dit wat hy vir die volk moet sê, dit wat hy sien. Dis 'n les vir ons profetiese gawes, nie waar nie? Jy hoef nie al die detail te kan gee nie, jy hoef nie al die antwoorde te kan hê nie. As die Here vir jou woord gee, dra dit net oor. Om die Here toe te laat om te sorg vir die res. Want ons weet nie wat die Here met ons woorde gaan doen nie. Ons weet nie wat hy met ons drome gaan doen nie. Hy weet nie wat hy met ons prentjies wat ons sien gaan doen, ons visioene. Ons moet net getrou wees aan die opdrag van die Here. Ons sien wat ons kan sien, maar die Here het soveel meer vir ons. En dis wat die boek Sagaria so opwindend maak, is dat ons sien hier wat die Here met die mense wil doen. Die mense wat die tempel moet begin herbou. So kom ons kyk wat sê die Here hier in Sagaria 9, vanaf vers 1 tot 10. En dis verstommend hoe ons soms dink dit wat ons nou hier doen en sê, net relevant is vir vandag, en vir ons miskien. Maar die eenvoudige ding wat jy nou aan gehoorsaam is, daai kleinste dingetjie wat jy dalk nou aan gehoorsaam is, hoe belangrik dit deur die Here gebruik kan word in generasies wat kom. En die Here kan alles gebruik wat ons doen of sê. Hy's groot. Hy kan alles gebruik. Hy kan selfs ons tekortkominge gebruik. Hy kan ons swakhede gebruik. Die Here kan selfs ons sonde gebruik. Soos sy bloed ons skoon was
en ons vryspreek. Hy gebruik ons op maniere wat dit laat lyk asof hy dit beplan het. So ons sien hier Sagaria kyk die toekoms in, dis wat hy nou besig is om te doen hier in Sagaria 9. Hy kyk in die toekoms in en hy gee vir die mense hoop. Hy gee vir hulle die hoop wat hulle nou nodig het. Hy probeer vir hulle sê, dis betekenisvol wat julle nou doen. Julle moet weet hoe betekenisvol dit in die toekoms gaan wees. En dis wat die profetiese doen. Dit gee vir ons hoop vir die toekoms. Dit sê, wees sterk en volmoed. Moenie nou moedeloos raak nie, moenie ontmoedig raak nie. Die implikasies is nie net vir jou en vir nou nie. Dit is ook vir die toekoms en vir volgende generasies. Wees net getrou. Sagaria 9 vers 1. Ek gaan lees uit die 2020 vertaling. Toe ek en Liesrie so vinnig in die week so 'n bietjie kyk net. Ek stap op 'n stadium albei in en ek sê, kyk net hierdie vers, jy weet dit. As jy dit lees, in die een vertaling dan lyk dit so en in die ander vertaling lyk dit so. En die een wat dit die mooiste eintlik vir ons verduidelik, spesifiek wat een of twee tekste aanbetref, is die 2020 vertaling. So ek gaan daar lees. En dit sê sommer dadelik aan die begin, 'n profesie. 'n Profesie. Vers 1. Die woord van die Here het die landstreek Hadrach bereik en rus op Damaskus, want die oog van mense en al die stamme van Israel is gerig op die Here. Die oog van die mense is gerig op die Here. So ook Hamat, wat daaraan grens, en Tyrus en Sidon, al is hulle baie wys. Tyrus het vir homself 'n vesting gebou en silwer opgehoop soos grond en goud soos modder op straat. Vers 4. En kyk, die Here sal hom in besit neem en sy rykdom in die see gooi en hy sal deur vuur verteer word. Askelon sal dit sien en bang word. Gaza sal in mekaar krimp van pyn, ook Ekron, omdat hy in sy verwagting beskaam is. 'n Koning sal uit Gaza verdwyn. En Askelon sal nie bewoon wees nie. 'n Gemengde volk sal in Asdod woon. Ek maak 'n einde aan die hoogmoed van die Filistyne. Ek verwyder die bloederige vleis uit sy mond, die afskuwelike afgodsoffers tussen sy tande. Nou is 'n baie kragtige vers hierdie, vers 7. Die bloederige vleis uit sy mond beteken nie geweld nie. Die Israeliete is net verbied om sekere tipe kosse te eet, veral nie bloederige vleis nie. Hulle moes tradisioneel aanvaarbare kosse eet. Hulle gaan nie meer, hier staan, hulle gaan nie meer die heidense afgode aanbid nie. Ek gaan hierdie bloederige vleis uit hulle monde, uit hulle tande uit wegneem. Ek gaan hulle nie meer heidense afgode laat aanbid nie, maar die ware God. Ek sal die verbode kos, afgodsoffers uit hulle tande verwyder. En dan staan daar in vers 7 verder. Maar hy wat oorbly sal ook aan ons God behoort. Hy wat oorbly uit hierdie stede uit. Die Here gaan hierdie stede oordeel, maar daar gaan 'n paar oorbly. Hy sê, hulle wat oorbly sal ook aan ons God behoort. Hy sal soos familie in Juda wees en Ekron soos die Jebusiete. Ons gaan nou daarna kyk. Ek sal by my huis kamp opslaan teen die leers, teen hulle wat verbygaan en terugkom. Geen onderdrukker sal hulle weer oorval nie, want nou waak ek met my eie oë. Juig, dogter van Sion, jubel, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en nie oorwinnaar. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkiemerrie. Dit is wat in Johannes en Matteus aangehaal is uit die Ou Testament uit. En dit is hoekom Jesus op 'n hingsvul moes ry, 'n donkie, né? En dis wat die mense toe besef, toe hulle Jesus sien aankom, toe besef hulle ewe skielik, as hulle natuurlik hulle Ou Testament geken het, en hulle Ou Testament gelees het, het hulle skielik besef, hulle 2 en 2 bymekaar gesit en besef, dis wat Sagaria gesê het.
Dis wat hier besig is om te gebeur. Dis die Messias. Die koning is op pad. Vers 10. Ek sal die strydwaans uit Efraim verdelg en die perde uit Jerusalem. Ook die strydboog sal verwoes word. Hy sal vrede aan die nasies verkondig. Sy ryk sal van see tot see strek en van rivier tot aan die uithoeke van die aarde. En van die rivier tot aan die uithoeke van die aarde. Ons sien hier die eerste paar verse van hierdie hele teksgedeelte gaan oor hoe die Here handel met die wat teen hom is en wat teen sy mense is. Onthou julle die hele eerste hoofstuk van Sagaria? Die Here wat sê ek's jaloers op my mense, op my kinders. So hy sê hierdie gedeelte het handel oor hoe die Here gaan optree teen die wat teen hom is en die wat teen sy mense is. En hy noem spesifiek 9 stede of dorpe, noem hy hier op, waarmee hy gaan afreken. Hy sê my oë rus op julle, op hulle. Spesifiek op hulle. Ek kyk vir hierdie mense wat julle sleg behandel. Ek kom vir hulle, sê die Here. So, die eerste ding is ons sien hier, hulle gaan nie hiermee wegkom nie. Hierdie mense wat teen God is, wat teen sy mense is, gaan nie hiermee wegkom nie. Ons moet verstaan julle, wanneer ons na ons wêreldsbeskouing kyk op hierdie stadium, veral as ons vandag kyk na wat besig is om in die hele wêreld te gebeur, God is groot en hy is in beheer. Mense gaan nie met enige iets wegkom nie. Hulle mag dalk in hierdie lewe, in hierdie wêreld hier op aarde oorleef, maar hulle gaan eendag voor die gehoor van een staan. En hulle gaan nie met een enkele ding wegkom nie. En as jy dit nog nie bedink het nie, jou 60 jaar of 80 jaar of selfs 100 jaar is maar net 'n spikkeltjie as jy na die ewige lewe saam met God kyk. Net 'n spikkeltjie. Jy kan jouself nie indink nie. Trek net 'n streepie van hier af al die pad tot in Kaapstad en dan sit nie eers die ewigheid nie. En jou lewe is net 'n klein spikkeltjie. Dis niks. Niemand gaan wegkom met enige iets nie. In hierdie lewe of in die volgende nie. Die Here se oordeel oor sy skepping is 'n werklikheid. Ons moet dit weet. Die wonder van die evangelie is dat ons, onthou julle, alreeds geoordeel is in Christus. Ons is geoordeel en alles waarin ons skuldig was of is, was deur Christus op hom geneem. Dis die goeie nuus van die evangelie. So hierdie 9 stede, Hadrach, Damaskus, Hamad, Tyrus, Sidon, Askelon, Gaza, Ekron en Asdod. Die Here maak sy oordeel oor hulle bekend en wat met hulle gaan gebeur. Maar die Here se mense gaan veilig gehou word. En hy profeteer en hy sê vir hulle, luister, julle kan maar weer begin bou aan die tempel. Julle hoef nie bang te wees vir hierdie aanslag wat julle beleef en hierdie mense wat teen julle is nie. Haal julle oë van al die ander goed af wat besig is om te gebeur. Haal julle oë af daarvan af. Moenie na alles om julle kyk en ontmoedig raak nie. Ja, Here, maar hulle het soveel voorspoed en kyk wat doen daai ouens en hulle is biljoenêrs as gevolg van wat hulle doen en wat van al die arme mense? Vergeet daarvan. Die Here sien alles en elkeen sal sy dag hê. Haal jou oë van al die ander mense af. Rig jou oë op die koning. Hy is op pad. Die tweede ding wat julle daar sien,
is dat daar 'n onwaarskynlike oorblyfsel sal wees. Baie interessant. Die Here gaan in hierdie stede, hy gaan al hierdie stede en dorpe gaan hy oordeel en vernietig, maar wat gaan gebeur is dat sommige van hierdie mense gaan na die Here toe keer. Sommige van hulle gaan tot inkeer kom. Gaan ook hulle oë op die Here sit. En hulle gaan deel word van Israel. Hulle gaan nie net deel word van Israel nie, maar hulle gaan ophou om al hierdie onreine kosse te eet, al hierdie bloederige kosse, en hulle gaan selfs hoofmanne word in Israel. Hulle gaan lei en leiers wees in Israel. Hulle gaan word soos die Jebusiete geword het. Dis waar daar staan, hè. Hy sê, ek verwyder die bloederige vleis uit sy mond, die afskuwelike afgodsoffers tussen sy tande, maar hy wat oorbly, sal ook aan ons God behoort. Hy sal hulle familie in Juda wees en Ekron soos die Jebusiete. Hulle sal hoofmanne word en leiding neem in Israel. Ek het dit nie onthou nie, maar ek gaan julle nou herinner daaraan, ek moes dit eers ook weer sien, maar wat met die Jebusiete gebeur het, is die Israeliete het probeer om die Jebusiete uit Jerusalem uit te kry. En hulle kon nie heeltemal daarmee slaag nie, en uiteindelik het koning Dawid dit reg gekry. Hy het later gekom en hy het hulle oorwin, maar die meeste van hulle, van hierdie Jebusiete se lewens is gespaar. En hulle kon bly in Jerusalem. Maar hulle moes onder die koning Salomo werk. Hulle het deel geword van die koninkryk van Israel. So, nou wat hy hier sê is, presies gaan gebeur met hierdie dorpe en stede. Hy gaan oordeel oor hulle, maar sommige van hulle gaan die geleentheid hê. Die wat hulle inkeer, gaan die geleentheid hê om deel te word van Israel. So hy sê hier dat die mense gaan word soos die Jebusiete en tot geloof kom, die belofte dat die Here 'n klomp mense wat oorbly, draai na hom toe. Dat hulle nie net geoordeel gaan word nie, maar dat hulle ook genade gaan ontvang van die Here, soos wat hulle harte na hom toe draai. Wonderlike belofte. Derde ding. Die Here sal sy mense beskerm en bewaar. En hy sal sy doel in hulle lewe tot vervulling bring. Dis die agtergrond van hierdie hele gedeelte waarna ons nou kyk. Dis wat die Here doen deur die profetiese woorde van Sagaria. Hy sê, julle moet luister. Julle is bang vir die toekoms en julle is skrikkerig om te bou aan my koninkryk en aan my tempel maar hy sê, dit is wat ek sien vir die toekoms. Sagaria kom en hy bring die woord van die Here, hy sê, dis wat ek sien vir die toekoms, die Here gaan al hierdie plekke oordeel. Daar gaan 'n paar van hulle oorbly en sommige van hulle gaan tot geloof kom. En te midde van dit alles gaan ek na julle kyk en ek gaan julle beskerm. In hierdie moeilike, onsekere omstandighede sal ek na julle kyk en ek sal julle beskerm. Ek gaan by julle wees. Ek sal julle nooit begewe en ek sal julle nooit verlaat nie. Soos wat ons aangaan met dit waarvoor die Here ons geroep het, dit waarvoor die Here hierdie gemeente geroep het, moet ons oë van die wêreld afhaal en ons oë rig op die koning, op die Here wat weet dat hy met ons is. En ons, hoe weet ons dit? Ons weet dit deur geloof. Deur geloof. Nie net deur dit wat ons sien om ons nie, maar deur geloof dat die Here met ons is. Al voel dit nie vir ons of hy altyd met ons is nie. En dit het nie vir hulle gevoel op daai stadium toe hulle die tempel moes begin herbou of die Here met hulle was nie, en dit was hulle groot probleem. Waar is die Here? Kyk hoe goed gaan dit met al die ander mense. Nee, hulle moes glo dat die Here met hulle is. Ons koning is op pad. En ons moet gereed maak vir die koms van die koning. Die Nuwe Testamentiese weergawe van die koning wat kom, sien ons in Johannes 12 vers 12 tot 16. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem toe kom, Palmsondag, palmtakke geneem
en uitgegaan hom tegemoet. Ons het al baie films gekyk en stories dalk gelees oor die palmtakke wat hulle uitgegooi het op die pad toe Jesus aankom op die donkie. Hulle het hom uitgegaan tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Skielik het hulle ons nou besef, dis wat Sagaria geskryf het, dis die Messias wat op pad is. En hierdie verklaringe het 'n bedreiging geword, dit moet ons verstaan hè. Hierdie verklaringe van die mense wat sê, hier kom ons koning, was 'n bedreiging vir die koning van Rome, vir die keiser van Rome gewees. Vers 14. Laaste deel van vers 13, en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. So Jesus het alles tot vervulling laat kom, toe hy op daai donkie klim en Israel binne gery het. Hierdie belofte oor hom, waarvan daar in Sagaria al geskrywe was. En daar staan in vers 16, dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie. Maar nadat Jesus verheerlik is, toe het hulle bygeval, dat hierdie dinge van hom geskrywe was. En dat hulle dit aan hom gedoen het. En skielik het hulle ligte aangekom, né? O ja, dis wat geskrywe staan in Sagaria. En dis nou besig om te gebeur. So dis vandag se konteks, die koning wat kom, Sagaria 9 vers 9, juig dogter van Sion, jubel dogter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou toe, hy is regverdig en die oorwinnaar. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie merrie. Jou koning, ons koning, is 'n onwaarskynlike koning. Dis 'n ander tipe koning. Wat sê ek daarmee? Wel, die eerste ding is, hierdie koning, wat op 'n donkie ry, is ook 'n priester. Sagaria is een van baie profesieë in die Ou Testament wat heen wys na die koms van Jesus. In Genesis sien ons, hy sal van die stam van Juda wees. In Psalms word daar gepraat van die regverdige koning. In Jesaja word daar gepraat van die gesalfde oorwinnaar. Om maar net 'n paar te noem. In Sagaria het ons gesien in Sagaria 3, hy is die olyftak. Hy sal die skuld van die hele land in een dag uitdelg. Ou Testament verwys gereeld na dit wat Jesus gaan doen. Hoe gaan dit gebeur? Sagaria weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Maar hy sê net dit wat hy sien. Hy sê net dit wat hy hoor. Hy is net getrou. Hy gaan die tempel van Jahwe herbou, hy gaan priester wees wat op die troon sit. En ek kon dink dat dit 'n bietjie verwarrend kon wees, want 'n priester sit nie op die troon nie, 'n koning sit op die troon. Maar hy gaan priester en koning wees. Profetiese woorde wat heenwys na Jesus voortdurend in die Ou Testament. Die tweede ding is hy gaan regverdig wees. Hy gaan 'n regverdige koning wees. Die koning wat kom, gaan 'n regverdige koning wees. Hy sal met geregtigheid regeer. Ons sien dit uit hierdie teks van vanoggend, sy koninkryk sal 'n koninkryk van geregtigheid wees. Ware verhouding, etiese optrede wat gebaseer is op God se karakter. Sy manier, sy hart. Hierdie koning is op pad en hy gaan nie wees soos ander konings nie. Hy gaan nie polities korrup wees nie. Hy gaan nie beïnvloedbaar wees deur ander mense of ander leiers nie. Nie selfgesentreerd nie. Hierdie koning sal die regte ding doen op die regte tyd vir die regte mense. En wanneer hierdie koning kom, en hulle het geweet hulle het 'n koning nodig, en ons weet ons het 'n koning nodig,
Vir al hierdie nasies om geoordeel te word, het jy 'n koning nodig gehad wat heers in geregtigheid. Maar jy het nou 'n koning gehad wat heers in reg en geregtigheid, wat koning is en wat priester is. 'n Koning met die regte standaarde, die regte verhouding met die Here en die regte verhouding met mense. Met geregtigheid, om voortdurend die regte ding te doen. Dat mense regverdig behandel kan word. Nie net spesiale gunsies vir mense wat jy weet spesiale gunsies vir jou sal doen nie. Hierdie koning wat kom, staan hier, sal heers met regverdigheid. En vandag vier ons in die geskiedenis van die Christenkalender 'n koning wat die stad binnekom, en ons herdenk 'n koning wat regverdig is en geregtig is, en ons verheug ons daarin. En ons sê, Here, help ons om geregtig te lewe. Help ons om geregtig met geregtigheid te bou aan die tempel, aan die koninkryk. Geef vir ons genade, Here, om gevul te wees met regverdigheid en geregtigheid. Die derde ding wat ons moet weet. Hierdie koning kom met sagmoedigheid en met nederigheid. Hierdie koning sal triomfantlik wees, maar met sagmoedigheid en nederigheid. Ons gaan nou kyk daarna oor hoe hy triomfantelik was. Victorious, nee, maar ons sien hier dat hy ook sagmoedig en nederig was. En hoe weet ons dit? 'n Regverdige God, 'n God wat gered is, sagmoedig, nederig, op die hingsvul van 'n donkie kom hy die stad in. Nie met militêre mag en krag nie, as 'n generaal of 'n bevelvoerder nie. Nee, met sagmoedigheid en nederigheid. 'n Donkie was in daai tyd geassosieer met die gemiddelde normale mens. Die gemiddelde ou kon nie 'n perd bekostig nie. En die Here het gesorg dat die mense almal met hom kon assosieer. Sy sagmoedigheid en nederigheid. Nie soos ander konings wat honger was vir mag en rykdom nie. Hy sê in vers 10, ek sal die strydwaans uit Efraim verdelg en die perde uit Jerusalem, ook die strydboog sal verwoes word. Hy sal vrede aan die nasies verkondig. Sy ryk sal van see tot see strek en van rivier tot aan die uithoeke van die aarde. Hy kom nie net met sagmoedigheid en nederigheid nie, hy gaan ook vrede bring. Oral waar hy gaan, bring hy shalom, vrede. Hy bring nie verdeeldheid nie, hy bring vrede. Hy bring nie oneerigheid nie, hy bring dinge bymekaar. 'n Koning wat vrede bring. En wanneer jy saam met hom leef, en saam met hom stap, en lewe volgens sy weë, dan lewe jy ook met vrede. Al gaan jy deur moeilike tye. Innerlike vrede, vrede wat nie sommer net van buite af sigbaar is nie. Innerlike vrede, daai vrede wat van God afkom. Ongelooflike koning wat vrede bring waar hy ook al gaan. En uiteindelik sal dit nie net toenemende vrede wees en minder oorlog en konflik nie. Uiteindelik sal daar nie meer oorlog en konflik wees nie. Wanneer Jesus weer kom nie. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Hierdie koning sal ook triomfantlik wees. En as ons na die Grieks kyk, sal ons sien die woord victorious beteken nie victorious nie, dit beteken eintlik rescued, gered. So van die kommentare staan daar eintlik dat hy regverdig en gered sal wees. Nou dit klink nie reg nie, né? Want 'n koning hoef nie gered te word nie. Maar hierdie koning is regverdig en gered. Dis 'n spesiale soort koning. Hierdie koning moet eers self gered word voordat hy al die ander kan red.
Dis 'n koning wat eers moet sterf en gered word uit die dood en dan almal red van die dood. Dis wat in die skrif staan. Die rede hoekom ons gered is omdat ons koning gered is. En omdat hy die oorwinning oor die dood behaal het. Hy was triomfantelik. Hy was triomfantelik omdat die Vader die Seun gered het. Jesus het nodig gehad om mens te wees, net soos wat ons mens is, sodat ons kan verstaan wat hier gebeur. Omdat ons nodig gehad het om gered te word, het ons koning nodig gehad om te red te word. Nie dat ons koning nodig gehad het om gered te word nie, maar omdat ons nodig gehad het om gered te word. So hierdie koning is regverdig en triomfantelik. En die rede hoekom hy triomfantelik is omdat hy oorgegee het aan die Vader, en hy het vir die Vader gesê, Vader, ek sal na die kruis toe gaan en ek sal sterf. Ek sal die straf van die dood op my neem, en ek vertrou U om my te red. En as gevolg daarvan kan ons opstanding Sondag kan ons opstandingslewe vier. Almal wat hulle geloof in hom plaas, kan dit vier. Vandag vier ons die koning wat op die rug van 'n donkie in die stad Jerusalem ingekom het, regverdig en gered, triomfantelik. En ons dink aan ons koning. Nie aan 'n koning wat met begeleiding van 'n hele weermag en met 'n swaard in sy hand die stad ingekom het nie. Nee, dis 'n koning wat alles verstaan waardeur jy in jou lewe gaan. Alles waardeur jy al gegaan het, want hy was mens hier tussen ons op aarde. Hy verstaan wat dit beteken om verwerp te word. Hy verstaan wat dit beteken om gespot te word. Hy verstaan wat dit beteken om swaar te kry en om nie genoeg te hê nie. Hy verstaan dit alles en deur dit alles is hy gered en triomfantelik gemaak. 'n Verstommende evangelie julle. Dis net die Christendom wat so tipe koning het. Elke ander geloof wil natuurlik 'n koning voorhou, maar hulle wil 'n koning voorhou wat daar hoog en verhewe en beter is as hulle en 'n triomfantelike koning, maar wat verskil van die mense. Hierdie koning, Jesus, is soos sy mense, maar so verskillend van sy mense. Dis die kontras, nee. So dieselfde, maar so verskillend. Wie sou ooit aan so iets kon dink? Net die God wat ons dien. Hy moet menslik wees om mense te kan red, maar hy moet God wees om die hele mensdom in 'n dag te red. Dis die koning wat ons aanbid en wat ons dien. Laastens moet ons weet, sy koninkryk, hierdie koning van ons se koninkryk is wêreldwyd. Is oor die hele wêreld. Wanneer daar staan, sy ryk sal van see tot see strek en van die rivier tot aan die uithoeke van die aarde, dan praat hulle hier van die hele wêreld, want as hulle in daai tyd gepraat het van die see, dan het hulle gepraat van die einde van die wêreld. Sy koninkryk sal na die hele wêreld toe gaan. Vandag vier ons die koms van ons koning. En ons berei ons harte voor op hierdie oomblik om dit te vier toe die koning triomfantelik was in die uiteindelike oorwinning. Die uiteindelike oorwinning. Die dag toe hy oorwinning behaal het om ons onthaalwe, Paasondag, Opstandingssondag. Ons berei ons harte voor daarop om dit te vier. As die koning nog nie in jou hart kom woon het nie, hierdie koning waarvan ek vanoggend gepraat het, as jy nog nie jou hele lewe oorgegee het aan hierdie koning nie, dan moet jy dit vandag doen. Die koning weet presies waar jy gaan.
En hy weet presies waartoe jy al gegaan het in jou lewe. Hy weet presies waartoe jy tans gaan. Hy identifiseer met alles in jou lewe. Want hy het mens geword net soos ek en jy. Hy het alles beleef wat ek en jy beleef. As jy jou lewe aan enige iemand wil oorgee, gee dit oor aan hierdie koning. Hy was 'n bedreiging van die regering van daai tyd. Hy is vandag steeds 'n bedreiging vir die regerings van die wêreld. Hy kan maar heerskappy oorneem, want hy is 'n ander tipe koning. Dit is slegs deur hierdie tipe koning wat ons versoen kan raak met God die Vader. En dis wat Sagaria sê vir die mense wat gestop het met die bouwerk aan die tempel. En hy probeer vir hulle visie gee vir die toekoms. En wanneer ons dit lees vandag, dan ontvang ons moed en ons ontvang hoop, die hoop wat ons ook nodig het. Dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Want ons kan dit lees deur die lens van die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond. Van Jesus se kruisiging, sy dood en sy opstanding. Is jy bereid om so 'n koning in jou lewe in te nooi? As jy wil buig voor enige verslawing, buig voor die verslawing aan Jesus. Laat hom toe om jou koning te wees. Laat die koning jou koning wees. Hy het jou geskep, hy het jou geken voordat jy gebore is. Inteendeel staan daar in Jeremia dat hy, voordat hy jou in jou moederskoot gevorm het, het hy jou al geken. Sodat jy doel en bestemming kan hê in jou lewe. Dis hoe hy jou lewe beplan het, lank voor die tyd. Maar jy moet versoen met hom. As jy nie met hom versoen nie, sal jy die koning wees van jou lewe. En wanneer jy begin lewe volgens God se doel en bestemming in jou lewe, dan word jy, onthou julle, die uitnodiging vir die wêreld. En wanneer ons dit elkeen kan regkry om as individue die uitnodiging vir die wêreld te word, dan sal ons 'n kerk wees, 'n gemeente wees, wat 'n uitnodiging is vir die wêreld. Kom ons plaas ons oë op die koning. Die koning van alle konings. Moenie jou oë afhaal van hom af nie. Die tye wat ons ontmoedig en moedeloos en hopeloos raak is wanneer ons oë van Jesus afhaal. Want al die bewyse is daar. Al die tekens is daar. Sy woord is waar en lewend. Hy is ons hoop. Amen. Here, dankie dat U vandag uit die boek Sagaria ons kom herinner aan ons koning. Ons koning wat kom. Ons koning wat gekom het toe Israel hulle nodig gehad het, toe die Here se mense hulle nodig gehad het. Jare gelede, ons koning wat op pad is, die koning wat ons nodig het in ons lewens. Ons hou vas daaraan, Here, en ons kyk na U, terwyl U kyk na hulle wat U te nakom, wat teen U is, hulle wat teen ons is. Here, rig ons oë op U as ons koning en ons verlosser. Mag U, Here, verheerlik word deur ons lewens. Amen.